Goeiedag, is baie lekker om vandag saam te kuier. Ons is besig met hierdie reeks Move. My naam is Ewald van Skalkwyk en ons gaan vandag gesels oor die beweging van angstigheid na vrede. Nou as ek kan begin met 'n vraag. As ek vir jou kan vra, wat is die een woord wat jy sou gebruik om vir Jesus te beskryf? As jy een beskrywende woord moes aandink om die lewe van Jesus en sy karakter te beskryf, wat sal daai een woord wees? Daar's vir die persoon Dallas Willard. Nou, Dallas Willard is 'n filosoof. Hy is ook 'n baie bekende skrywer. Hy skryf veral oor die vorming van Christus in ons lewens. Daar's vir hom gevra, maar Dallas, wat is die een woord wat jy sal gebruik om vir Jesus te beskryf? Dallas het vir 'n rukkie gedink oor hierdie vraag en toe antwoord hy met die volgende woord en hy gebruik die Engelse woord en hy sê, as ek een woord moet kies, sou ek hierdie woord kies. Jesus was relaxed. Nou kom ons dink aan 'n Afrikaanse woord vir dit. Ek dink 'n gepaste Afrikaanse woord kan dalk wees dat Jesus was vredevol geweest. Toe ek die eerste keer hieroor gelees het ek nogal gewonder, sou ek regtig die woord vredevol gebruik om Jesus mee te beskryf? Want vredevol voel vir my so 'n woord wat min aksie aantoon. Dit voel soos 'n woord wat amper passief is. En ons is juist besig met die reeks Move wat beweging aantoon. Kom ons maak 2 opmerkings oor die woord vredevol. Ek dink heel eerstens dat vredevol beteken nie passieloos nie. Ons sal baie keer na iemand kyk en sê maar daai persoon is doodgoed of hulle is ook goed dood. Maar woord vredevol beteken nie ek is passieloos nie. As jy dink aan die lewe van Jesus het juis geleef 'n lewe van passie. Tweede opmerking, vredevol beteken ook nie passief nie. Dit beteken ook nie dat ek sit net rond en ek doen niks nie. Maar daar's juis aksie, daar's 'n vredevolle teenwoordigheid in aksie. Daar's 'n vredevolle teenwoordigheid al is dinge soms chaos rondom my en al is ek soms in omstandighede wat nie so maklik is nie. Nou dink net aan die lewe van Jesus. Jesus het hierdie lewe kom leef wat uit en uit gepraat het van vrede. Van die begin van sy lewe tot die einde van sy lewe kom ons agter dat sy lewe juis spreek van vrede. Kom ek noem net 3 skrifgedeeltes. As jy dink aan Jesaja, die profeet kom en hy praat oor die koms van Jesus na die aarde toe. En dan daar in Jesaja 9 vers 5 lees ons die volgende, hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, en dan kom die woord, hy sê vredevors. Van die begin van Jesus se lewe af word hy genoem die vredevors, die een wat vrede sou bring. As jy uiteindelik dink aan die geboorte van Jesus, by die geboorte van Jesus daar in Lukas 2 vers 14, dan kom 'n engel en hy kondig die geboorte van Jesus aan. En hoor die aankondiging van die engel, hy sê, eer aan God in die hoogste hemel, en dan sê hy, en vrede op aarde, vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Jesus se koms na die aarde toe, is eintlik 'n koms van vrede na ons aarde toe. En dan aan die einde van Jesus se lewe, dan praat Jesus met sy disippels, en daar in Johannes 14, dan sê hy die volgende, hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wêreld ken nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Jesus sê, hy laat vir ons vrede na. En tog beleef ons so baie dinge wat vrede uit ons lewe uitneem. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Ek dink byvoorbeeld aan stresvolle werksomstandighede. Ek dink aan familie-uitdagings, aan finansiële druk, aan moeilike besluite wat 'n mens moet neem. Ek dink dit aan die misdaad wat ons beleef in ons land. Al die dinge wat eintlik vrede uit ons lewe uitneem. Geen wonder jy en ek hinker na vrede nie. Ons soek vrede in verhoudings, ons soek vrede in ons land, ons soek vrede in ons woonbuurte en in ons huise, en ons werksomstandighede. Nou hier is die vraag, hoe vind ons vrede? Hoe kan ek te midde van moeilike omstandighede, te midde van chaos baie keer rondom my, hoe kan ons vrede in ons lewe beleef? Hoe kan ek 'n beweging in my lewe hê, van angstigheid, van bekommernis, na vrede? In jou notas is daar spasie vir 3 opmerkings, en ek wil jou nooi om hierdie 3 opmerkings net neer te skryf, en dan gaan julle in die groepe ook daaroor gesels. Ek dink dat
die hele pad na vrede, die beweeg na vrede, dit begin deur om ja te sê op die uitnodiging van Jesus na vrede. Kyk net weer na Johannes 14, na vers 27. Jesus sê, vrede laat ek vir julle na, dan sê hy, my vrede gee ek vir julle, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wêreld vir julle gee nie. Jesus praat hier van twee soorte vrede. Aan die een kant sê hy, daar's 'n tipe vrede wat ek vir jou gee, aan die ander kant sê hy, daar's 'n tipe vrede wat die wêreld vir jou gee. Kom ons gesels oor hierdie twee tipes vrede. Die vrede wat die wêreld vir ons gee. Hoe lyk daai vrede? Daai vrede het baie te doen met vrede wat kom en gaan. Dis baie keer 'n vrede wat gebou is om my omstandighede. Wanneer dinge om my goed gaan en goed loop, dan ervaar ek daai tipe vrede. So 'n paar maande terug het ek daai vrede ervaar. Ek onthou ons was op verlof gewees. Ons was daar in Sedgefield se wêreld gewees. En ek onthou een aand wat ek langs die braaivleisvuur gesit het, saam met familie, my voete lekker uitgeskop. Ek het geryk hoe die kole, daai vleis braai, gesien hoe die kinders speel saam met ander maats, en ek het teruggesit en ek het net diep asem gehaal en ek het hierdie ervaring van vrede gehad. Ek dink meeste van ons ken daai vrede. Maar dis wat Jesus noem wêreldse vrede. Daar's niks verkeerd met daai vrede nie. Maar dis 'n vrede wat kom en gaan. Dis 'n vrede wat baie keer gebou is op dinge wat rondom my gebeur. As alles goed loop, dan ervaar ek hierdie vrede. Jesus sê daar's 'n ander tipe vrede wat ek vir jou wil gee. Daar's 'n beweging in ons lewe na 'n ander tipe vrede, die vrede wat Jesus vir ons gee. Weet, hoe sal daai vrede lyk? Weet, daai vrede is nie 'n vrede wat kom en gaan nie. Daai vrede is nie afhanklik van dinge en omstandighede rondom my nie. En Jesus, wat die vredevors is, wat Jesaja van praat. Jesus wat uiteindelik gekom het, die aankondiging in Lukas, wat sê dat Jesus kom aarde toe en sy teenwoordigheid praat van vrede. Hy kom met 'n uitnodiging na jou en my en hy sê, maar hier's my vrede, ontvang my vrede. En die beweeg begin wanneer ons ja sê op daai uitnodiging wat Jesus vir ons gee. Maar ek dink daar's 'n tweede ding wat bykom. Ek dink dat ons moet hierdie vrede ook in ons lewe laat groei. Dis nie net iets wat van self in ons lewe gaan begin saad vat en uiteindelik groei in ons lewe nie. Uiteindelik ek ontvang dit as saad. Hierdie vrede is baie keer so saad wat Jesus vir my gee, maar ek het ook sekere dinge wat ek moet doen om dit te laat groei in my lewe en vrug dra in my lewe. Ek dink juis in Galasiërs 5 vers 22, wanneer Paulus praat van die vrug van die Heilige Gees, hy praat oor hoe lyk 'n lewe as Jesus vorm in daai lewe. Dan sê hy, daai lewe praat van liefde, as hy praat van vreugde, en dan derdens sê hy, dit praat van vrede. Die vrug van die Gees is vrede. So Jesus kom plant daai vrede in my lewe wanneer ek ja sê op hierdie uitnodiging. Maar dan het ek ook hierdie verantwoordelikheid om hierdie vrede te laat groei in my lewe. En ek wil jou nooi, as jy in 'n groepbespreking vandag is, om werklik baie prakties te raak ook hier, en die vraag te vra, maar wat kan ek doen om vrede te laat groei in my lewe? Weet, leef ons in die rigting van bekommernis en van angstigheid, of leef ek in die rigting van vrede? Want ek het net hierdie idee, baie van ons leef baie keer van vrede na angstigheid, en nie andersom nie. Kom ek noem 'n paar praktiese dinge. Elke keer wanneer ek kies om iemand te vergewe, en kies om nie wraak te neem, of om bitterheid te laat groei nie, kies ek eintlik dat vrede in my lewe kan groei. Weet, elke keer wanneer ons om 'n braaivleisvuur staan, en my vriende praat oor hoe sleg dit gaan in ons land, en die gesprek my wil dwing in 'n rigting van angstigheid en van bekommernis, en ek daai geleentheid gebruik om te praat van hoop vir ons land, dan is ek eintlik besig om vrede te laat groei in my lewe. Elke keer wanneer ek kies om iemand nie sarkasties te antwoord nie, maar om vir iemand 'n liefdevolle antwoord te gee, dan laat ek vrede groei. En ek wil jou regtig nooi om hierdie gesprek verder te vat en te dink, maar wat is die praktiese dinge wat ons in ons lewe kan doen om toe te laat dat vrede in ons lewe kan groei? Daar's 'n laaste gedagte. Kom ons kyk net weer na die eerste gedagte. Om ja te sê op hierdie uitnodiging van Jesus vir vrede. Tweede gedagte, om vrede te laat groei. En dan derdens, om ook die vrede-diewe in ons lewe te identifiseer. Daar's sekere dinge wat vrede in ons lewe steel.
En dit kan dinge wees, dit kan plekke wees, dit kan persone wees, dit kan gewoontes wees in my lewe. En ek wil jou regtig nooi om te dink aan wat is die dinge wat steel, vrede steel uit jou lewe. Identifiseer daai vrede diewe. Jesus nooi ons na 'n lewe van vrede. Hy nooi ons om te beweeg van angstigheid na vrede. Eugene Peterson in die message daar in Matteus 11, dan praat hy van 'n wonderlike uitnodiging wat Jesus vir ons gee. En ek wil graag lees hoe hy dit uiteindelik ook verwoord het. Hy sê, "Are you tired, worn out, burned out on religion?" Ek wonder hoeveel van ons kan identifiseer met hierdie woorde. Hy sê, "Come to me, get away with me, and you will recover your life." Jesus sê, "I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly." Ek dink baie van ons het hierdie begeerte na hierdie tipe lewe waarna Jesus ons nooi. Romeine 15 vers 13 sê, "Maar God, die bron van hoop, julle deur die geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees." Ek hoop julle het 'n baie lekker gesprek vandag om verder te gesels oor hoe ons kan beweeg van vrede na angstigheid. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat U ons nooi na 'n lewe van vrede. En dankie dat as ons kyk na die lewe van Jesus, ons kan leer oor wat vrede is te midde van besig en chaos rondom ons. Baie dankie vir hierdie uitnodiging. Jesus, dat U vir ons sê dat U los vir ons vrede na. U nooi ons uit na 'n lewe waar ons vrede van U af ontvang. En ek bid dat soos dat ons ook nou in die groepe verder gaan gesels, dat U ons help om baie prakties ook te kan dink oor hoe ons kan beweeg van vrede, van angstigheid na vrede. Ons dank U in Jesus naam. Amen.